Vanaand vind een van die glansgeleenthede van die Afrikaanse musiekbedryf by die Grove Mall in Pretoria plaas. Die 2025 AITSA musiektoekennings. En ek gesels nou met twee lede van die kreatiewe span verantwoordelik vir vanaand se produksie en dit is Reinhard Hugo en Revan Lies. Baie welkom aan albei van julle. Baie dankie. Goeiemôre. Is julle opgewonde? Ons is opgewonde. Ons is opgewonde. Ja, ek dink ons het beide 6 Urbanals in so Okay. alles is lekker. Nee, ek speel sommer maar net. Nee, ons is baie opgewonde. Ja, ek dink as ek sommer met die deur in die huis kan val, hierdie is ek hoop mense gaan die hart en die aanslag en dit wat ons probeer regkry het met hierdie ek hoop hulle kan dit raak sien. Ja. En ek dink ek dink ons almal is baie trots oor die produk en aan die geleentheid vanaand om saam te kuier en lekker saam ou vriende te sien en te kyk hoe dit gaan. Absoluut. Nou, hier is 'n hele paar vrae so ek wil vinnig deur hulle beweeg. Revan, sê vir my, die AITSA vier nie net musiek nie, maar ook Afrikaans 100. So ek wil graag weet, hoe gaan vanaand eer aan Afrikaanse eeufeesviering betoon? Ja, so ons het gaan kyk dat almal vier nou al Afrikaans 100 hierdie hele jaar. Ja. Dit voel soos 'n partytjie die hele jaar. Elke naweek is daar iets en almal vier Afrikaans. En ons het net toe bietjie gaan kyk na Afrikaans in sy totaliteit en ons het toe gesien dat Afrikaans hou daarvan om te verander. En ons gaan fokus op dit. Hoe kan ons 'n klein bietjie verander? Afrikaans stagneer nie. So ons het toe gesê toekenningsgeleenthede is jaar na jaar presies dieselfde en vanjaar draai ons hom op sy kop. So ons het net bietjie gaan kyk, ons gaan Afrikaans vier, verseker, maar ons doen dit anders hierdie jaar. Ja, so ek dink die mense is in vir 'n ding, sonder om enigiets weg te gee. Ek dink selfs die mense wat genooi is, die uitgesoekte gaste, hulle weet nie wat vir hulle wag nie. So ek dink daar's baie mense wat baie van die konsep gaan hou en dan dink ek daar's mense wat gaan sê, wat het julle gedoen? Ja. So, maar ek's opgewonde om mense se terugvoer te sien. Kyk nou, hy deel eintlik niks nie. Maar dis die ding. Dit is mos maar die ding as jy 'n boek begin lees, jy gaan mos nie die einde lees nie. Jy lees die begin en dan surprise jy op die einde. So ja, ek dink jy weet as 'n mens sê toekenningsgeleenthede is altyd dieselfde. Dit is so. Jy weet mense sê altyd op die rooi tapuit, nee, hoor ons moet braai of hoor ons moet kuier en sulke goed. Ja. En ek dink ons het net besluit ons wil daai breek en dis hoekom ek sê dit sal sin maak as mense dit kyk. Maar mense hoef nie bang te wees nie, ons gaan nie braai op die rooi tapuit. Nee. Nee, want ek het nou gewonder vir 'n oomblik. So, nou wonder mense wat gaan gebeur op die rooi tapuit. Jy het nou vinnig verwys na die feit dat mense moet kyk. So vir die wat nie hierdie geleentheid kan bywoon nie, waar kan ons kyk? Want ek dink dis ook opwindend. Ja, kan ek maar sê, môre aand, op Via 1930 saai dit uit en dit gaan jou op 'n avontuur vat. Jy gaan na Fantasyland toe, jy gaan op 'n skootertjie ry en jy gaan varke sien vlieg en flamingos sien dans. So dis 'n pakkie wine gums met al die kleure in, 'n pakkie Smarties met al die kleure in en Ek weet steeds nie wat om te verwag. Ek dink wat ek daarbey kan las is, ons het laas jaar gesien, ons het 'n gehoor gehad van 3000 mense. Ja. En dit was groot. En die kykergetal was toe hier om en by 400,000 mense wat dit daai aand gekyk het. En partykeer vergeet ons dat daar is jong kinders in die klein dorpies wat nie in Pretoria kan uitkom nie. En ek dink dit is wat ons opgewonde maak om te weet dat ons gaan 'n
produk skep vir die mense in die klein dorpies ook. So ons wil hê almal moet inskakel. Oupa, ouma, ooms, tannies, sit voor die TV want dit gaan werklik waar, dit gaan kindsinnig wees vir die hele gesin. En ons gaan die jong latte weer laat droom. Ons het nou 'n paar sekondes oor. Julle is nou net besig om ons baie nuuskierig te maak, so ek is seker van almal gaan inskakel ook. Maar is daar enige spesiale optredes of gasaanbieders wat hulle verskyning gaan maak net in 'n paar sekondes? Ja. Daar is Zaan Sonnekes doen 'n tribute aan die lewenslange bydra. Wat ek dit vir julle kan sê, vanjaar vereer ons vir Anton Goosen. So dit is 'n wonderlike segment in die vertoning en dan wat sy's later ook hier op Goeiemôre Good Morning is Bernice West en sy sing vir die heel eerste keer 'n splinternuwe liedjie wat niemand nog ooit gehoor het nie. So Nou ja, toe, Ja. die Liedjieboer en Bernice West, dit is die moeite werd om vir in te skakel. Baie dankie aan albei van julle. Die tyd het ons ongelukkig ingehaal, maar bly ingeskakel want ons fokus net hierna op skole rugby met Arnold Geerts. What seems to be the problem? Where do I even start? Here we go. It's all my fault again. Well, whose fault is it then? Am I supposed to do anything with you nagging in my ears the whole time? Or maybe someone doesn't have the right tools to do the job. There's nothing wrong with my tools. Right, banging away all weekend. He couldn't even get it up. Have you considered getting a third party involved? Sometimes you need to call the professionals. From kitchens, closets to bars and bathrooms. Don't try and do it yourself. Universal Kitchens and Granite will help you get it up. Al wat ek wil sê is, Aitsa, ek is Arnold Geerts en vandag gaan jou sport fokus ons op skole rugby. Ek gesels met Regard Kleingeld, rugby afrigter by Potch Gimnasium. Môre Regard, baie dankie vir jou tyd, waardeer dit regtig. Dankie. Jy het so 'n paar weke terug 'n baie interessante ding op 'n podcast gesê en dis waar ek vir jou die hospitaalpaas gooi. Oor skoolrugby was Ja, ernstig as ja. Nee, dit was 'n lekker gesprek geweest en soos gesê, ons het min tyd want ons is 'n groot topik wat lank is. Maar die crux van die saak was maar geweest dat is dit te ernstig of te professioneel en is dit? Dis 'n moeilike, daar's so baie opinies en die lekker ding is daar, ek dink nie daar's 'n reg of verkeerde antwoord nie. Die positief daarvan is dat dis hoekom Rassie hulle wêreldbeker kampioen is. Dis hoekom Kevin Voet hulle onder 20 kampioen is en dis hoekom Lwazi nou hierdie jaar onder 18s plat gevee het. Ons skole rugby gee daai pipeline en dit is gesond. Maar soos ek gesê het is dat ou wat vir lanksaam afgerig het by wat professioneel gespeel het gesê sy grootste ding nou is dat ons verwag van 15, 16-jarige spelers om soos professionele manne op te tree en hy moet skool gaan, hy moet deurkom, sy ma's op sy keus vir wiskunde. So en sy ding was altyd geweest dat een keer 'n week moet hy niks rugby doen nie. Verstaan dat hy net bietjie kan net werk fokus. So ek dink hier daar's 'n reg of verkeerd nie. Almal het hulle eie opinies daaroor en goed. Maar die groot ding is dit bring toeskouers, mense love it. Mense love om skoolrugby te kyk en dis positief en ons moet daai hou. Maar ons werk met jong manne en ons moet hulle oplei vir die pad vorentoe. Vir die lewe as vir die lewe. Ja, dit's ons bly altyd die eerste ding is in skole, ons bly opvoeders. So ons moet hulle reg kry. Vir ons kan hulle leer wat weet ons sien hulle baie en dit is vir my die lekker ding van om 'n seun te mold in 'n man en hoe om reg te kry die downsides maar die belange. So ons moet nie daai verloor nie. Jy praat vir jy het nou die woord verloor gebruik, maar dit gaan soveel vir my deesdae en ek is nou al vir jare betrokke by 'n hele paar van die sogenaamde festivals. Dit gaan soveel oor wen of verloor. Is dit werklik op daai ouderdom so belangrik? Moet die fokus daar wees? Wen is belangrik. Ons is in Suid-Afrika, wen is belangrik. Niemand hou van verloor. Ek dink iemand reg af om te verloor, hè. Natuurlik. Maar wat verloor vir jou wel bring is dat jy gaan nie altyd in die lewe wen nie. En hoe jy daai hartseer kan omskep en die seun help hoe om daai te oorkom om weer positief te wees en hoe om op te staan na dit. Want niemand hou daarvan nie. Maar ek dink baie keer is die wen is alles en ek dink dit raak bietjie erg baie keer, maar tog
die almal wil wen. So En jy sien dit van kindertjies wat 2,5 jaar oud is. Hulle is kompeterend, hulle wil wen. Daar is 'n kwessie van kompetisie wat in mens ingebore is en ek dink ons is nogal erg daarmee. Ek dink dis hoekom Suid-Afrikaanse sport is wat so goed is want ons is so kompeterend. Ek meen as jy sien Laiti speel langs die kant, touch rugby, dit is 'n lekker ding en dis hoekom dit vir ons so goed is. So ons moet nie dit verloor nie. Ons moet dit nie verloor, ek dink ons moet dit bestuur. So my laaste vraag vir jou, is skole rugby op hierdie huidige stadium gesond, fisies en geestelik? Fisies definitief, 100%. Dit is, ek dink ons seuns is, ons is een van die min lande in die wêreld wat hierdie tipe seuns het, ja. Geestelik dink ek moet ons hulle nog baie help, want sosiale media speel 'n rol, hoe hanteer jy dit, daai dinge en hoe hanteer jy comments. So geestelik dink ek doen die skole beter, en ons gaan hulle moet help. So, maar is ons gesond? 100%. Ek dink daar's geen twyfel aan dit. Dis goeie nuus. Ek het tyd vir 'n laaste vraagie en dit het niks met skole rugby uit te waai nie. Vertel vir my van die toets Saterdag teen die Bleekbene, die Franse. Ek dink hulle gaan definitief kom. Ek het gelees hulle het gesê hulle die Suid-Afrika die wêreldbeker wil gesteel. Die pond wat die speel nie is 'n groot faktor, maar ek dink die manne sal reg wees en hulle sal hulle vat. Ek sien baie uit daarna en ek hoop dit sal net so uitwerk. Sterkte vir julle met skole rugby, Richard, en dankie vir wat jy doen. Ek dink jou podcast het dinge in perspektief gestel. So baie dankie daarvoor ons. Ja, plesier, dankie vir die geleentheid. Enige tyd, jy is welkom. Enige tyd, ons sal jou enige tyd terug hê. Nou ja, bly ingeskakel want net hierna gesels ons met Quinita Hunter oor haar nuwe roman Why Am I Like This? Dis nogal 'n redelike goeie vraag en ek vra dit nogal redelik gereeld. Dan daarna is daar sommer baie hier by Goeiemôre, Good Morning om vir ingeskakel te bly. Ek hoop jy bly net waar jy is want soos altyd is daar ietsie ekstra wat jy hier kan sien en kan leer, soos ons nou net gehoor het oor skole rugby. In elk geval, tot môre toe. Ek is Arnold Geerts en jy het gekyk na ons sportinsetsel. Ek is môre terug met sommer 'n hele lot baie interessante sportbrokkies.